Die Springbok rugbyspan het so onlangs soos 2010 nog teen Skotland in Edinburgh verloor. Dit alleen behoort Jean de Villiers se span op sy hoede te kry vir Sondag se toets teen dieselfde teenstander op Murrayfield. 'n Nat speelveld wag op die bokke en 'n kwesbare grasoppervlak sal skramwerk in die wedstryd bemoeilik. Dit kan die vloei van die wedstryd tot 'n mate ontwrig. Toe die bokke vroeër vanjaar in Nelspruit teen 'n verswakte Skotse span gespeel het, is die wedstryd ook ontwrig, maar toe was dit beslis nie die speeloppervlak se skuld nie. Die Skotte het toe met verbasend baie vuur geveg en voorspelers soos Alistair Strokosch en Jim Hamilton het deurgaans op die grens van die ontkantlyn en met negatiewe spel die bokke van die nodige ritme ontneem. Suid-Afrika het uiteindelik op 'n onindrukwekkende wyse met 30-17 gewen. Strokosch en Hamilton is Sondag weer deel van die Skotte se span. Boklosmanne soos Dwayne Vermeulen en François Louw sal hul storie by die afbreekpunte moet ken, terwyl die langverwagte terugkeer van Bakkies Botha dalk net die doepa kan wees wat die bokke help om negatiewe spel by die loskrams aan te spreek. Botha was voorheen bekend as 'n speler wat nie vrae gevra het wanneer hy lastige teenstanders by die loskrams moes skoonmaak nie. En dit kan Strokosch en Hamilton 2 keer oor hul optrede laat dink. As die bokke dan wel goeie balbesit kry, is 3 'n besliste moontlikheid, selfs te midde van die moeilike speeltoestande wat wag. Dit het hulle met de Villiers en Fourie de Pre se spogdrie teen Wallis in Cardiff, waar die speeloppervlak ook nie baie goed was nie, gewys. Soos gewoonlik verwag niemand dat die bokke teen die Skotte sal verloor nie, selfs al was al 3 van Suid-Afrika se laaste toetse in Edinburgh tot teen die einde toe kliphard. Heineke Meyer se span het nietemin vanjaar groot vordering gemaak en sal sekerlik Sondag op al 3 die laaste Murrayfield episodes verbeter.